Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier. Dis lekker om almal van julle te sien. As 'n mens so in die kerk instap, elke keer met nagmaal en 'n mens sien die nagmaalstekens en 'n mens ruik mos eintlik die wyn voordat jy die wyn sien, dan voel dit asof 'n mens voorberei vir iets groots. Mens voel die teenwoordigheid van die Here, maar 'n mens besef ook dat ons vanmôre hier vir 'n besonderse rede bymekaar is. En mag die Here ons vanmôre deur die erediens, deur ons saam wees, mag die Here ons seën en mag jy vanmôre in die geloof diep versterk hier uitstap. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons het lekker gesing vanmôre. Broers en susters, die afgelope 2 weke, ek het dit laasweek gesê, ek wens ek kan die een vir een uitnooi om hier voor te kom staan en te kan beleef hoe dit voel as 'n gemeente uit hulle hart saam sing. En vanoggend hiervoor beleef 'n mens dit. En ek wil hê ons moet ons erediens vanmôre begin
met een van die mooiste liedere in ons liedboek. En dit is God is liefde. Ons ken dit baie goed, 'n bekende lied, en ons sing daarvan lied 334 vers 1 en vers 4, staande saam. God is liefde, juig ons harte. Ons begin gewoonlik die erediens met 'n loflied. Dis die heel eerste lied wat ons sing in die erediens, en dit is omdat ons hier kom, omdat ons iets het om voor dankbaar te wees. Omdat ons iemand het om voor dankbaar te wees. En daarom begin ons erediens met 'n loflied. En kom ons sing van die liefde van God. Al loop alles in jou lewe skeef, die liefde van God sal jou altyd behoed en bewaar. Lied 334 staande, vers 1 en vers 4. Broers en susters, ek gaan die wet vanmôre laat oorstaan na die erediens toe. Ons gaan so saam met die nagmaal, gaan ons so 'n woord of twee sê oor die wet, en ook watter rol die wet in die viering van die nagmaal speel. Maar vanmôre, en ek sê dit elke keer, en dit voel al soos 'n storie wat, 'n plaat wat vashak, maar vir my, in die erediens, is daar niks so kosbaar soos 'n doop nie. En vanoggend om die doop en die nagmaal saam te vier in die erediens, dink ek is een van die kosbaarste oomblikke wat ons kan beleef. Want vanmôre as Tenis en Chris Marie vir Pieter bring om gedoop te word, en ons staan by die nagmaaltafel met die doop, dan sien ons eintlik die hele sirkel wat voltooi word. Met die doop kom maak God 'n belofte vanmôre aan Pieter en sê ek het jou lief. Jy is my kind, en hy sê vir Tenis en vir Chris Marie, ek kies julle as my aardse vader en moeder hier op aarde. Julle werk is om hierdie kind groot te maak, maar julle belangrikste taak is om hom groot te maak vir my. Om hom te begelei, om self te bely en te aanvaar dat ek sy verlosser is, sodat hy by die nagmaaltafel kan aansit en fees kan vier deur die wyn en deur die brood. En broers en susters, 95% van ons wat vanmôre hier sit, is weens die gehoorsaamheid van 'n pappa en 'n mamma, wat hulle doopbelofte gehou het, sodat ons vanmôre die nagmaal kan vier. En daarom wil ek vra, dat Tenis en Chris Marie vir my asseblief sal vorentoe kom. Tenis en Chris Marie, voor ons vir Pieter inbring, wil ons vir julle sê baie welkom vanoggend hier. Is 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met julle hier te wees. 'n Paar jaar gelede het ons ook hier gestaan en het julle hierdie selfde belofte afgelê. Het julle hierdie selfde belofte ontvang en het julle hierdie selfde vreugde in julle hart gehad. Die afgelope paar jaar het ons gesien in julle lewens met Nina hoe ernstig julle is oor die doopbelofte. En daarom bid ons julle toe ook seën en voorspoed in hierdie taak wat die Here vir julle gee met Pieter se lewe. En mag hy julle gebruik as ouers om hom te begelei deur woord en daad, maar ook deur julle twee se voorbeeld, sodat hy eendag hier kan staan met belydenisaflegging of voor dit, en voor die gemeente kan getuig en sê, dit was vir my maklik om 'n kind van die Here te wees, want my pappa en my mamma het vir my die voorbeeld gestel. Baie seën, en mag vandag vir julle 'n spesiale oomblik wees. Ek wil nou vra dat Pieter vir ons ingebring sal word. Hy moet te kere gaan. Hy moet praat, hy moet huil, hy kan skree. Dit is julle oomblik vanoggend. En vir hierdie oomblik, Tenis en Chris Marie, mag julle glad nie senuweeagtig wees nie as hy begin huil. Ek staan vanmôre hier en ek moet sê dit voel soos gister wat ons kindertjies klein was. Dit gaan in 'n oogwink verby. Geniet elke oomblik. Koester elke oomblik, want dit is kosbaar. Kom ons bid saam.
Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, as ons as gemeente vanmôre stil word en ons staan hier saam met hierdie gesinnetjie in U teenwoordigheid, dan raak ons gevul met U ongelooflike grootheid, U almag en U genade. Here, dat U vanmôre in hierdie diens inkom en reeds vir Pieter sê, soos hy vir Nina gesê het, jy is myne, ek het jou lief. En Here, dat U vanmôre vir Tenis en vir Chris Marie sê, julle is my aardse ouers wat hierdie twee kinders en in besonder vanmôre vir Pieter moet groot maak tot my eer. Here, watter wonderlike voorreg is dit om hierdie verantwoordelikheid uit U hand uit te ontvang. En daarom bid ons dat U vanmôre hierdie doop sal seën. Here, dat U vir Tenis en vir Chris Marie in hulle harte 'n opgewondenheid sal gee, maar ook hierdie diep besef verantwoordelikheid van wat vir hulle voorlê en wat U van hulle vra. Here, om alles te gee vir jou kind, is seker die natuurlikste ding wat na 'n ouer toe kom. Maar Here, om jou kind groot te maak vir U, is die belangrikste roeping wat ons ooit sal ontvang. Seën ons vanmôre in Jesus se naam. Amen. Tenis en Chris Marie, julle ken die hele verhaal van die doop, julle weet waar kom dit vandaan en julle weet die belangrikheid daarvan. Maar net om weer so 'n bietjie kortliks ons geheue te verfris, wil ek net so 'n stukkie van die formulier vir julle lees. Eerstens, ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Vir Abraham, die vader van die gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Jesus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop gegee. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. Daarom is julle gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan kind nog niks van die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Dit beklemtoon juis die genade van God. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur sy genade en maak ons bewus van die grond waarop ons geloof berus. Tenis en Chris Marie, julle ken dit. Julle leef dit nou al vir 'n paar jaar. En daarom gaan ek vir julle 3 vrae vra. En dan gaan ek vra dat julle vir my as ouerpaar hardop saam op hierdie 3 vrae sal antwoord. Is julle reg? Eerste vraag. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? 2. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenisskrifte vervat is en in ons kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is? En 3. Beloof julle om hierdie kind van wie julle ouers is in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Tenis en Chris Marie, julle het nou gehoor, die groot taak wat die Here vir julle gee. Die groot taak is om hierdie 2 kinders, en besonder vanmôre vir Pieter, te begelei dat hy die Here kan aanvaar as sy verlosser en saligmaker, sodat hy eendag met 'n groot gemoed en 'n rein hart ook by die nagmaalstafel kan aansit. Ek vra op hierdie 3 vrae, wat is hardop julle antwoord? Kom ons bid saam. Ons Here God, ons hoor hierdie antwoord vanmôre. En Here, ons ken die hart van Tenis en ons ken die hart van Chris Marie. Here, maar meer nog, U sien in hulle harte in. U ken die opregtheid en die erns waarmee hulle hierdie belofte maak en hierdie ja vanmôre gesê het. En ek wil vra, begelei hulle. Here, rus hulle toe vir hierdie taak waarvoor U hulle roep en hierdie verantwoordelikheid wat U op hulle skouers plaas. Here, mag U vir Tenis 'n bastion en 'n rots van 'n vader en 'n pa maak in die huis. 'n Voorbeeld vir sy kinders, Here, van 'n pa wat U volg en U dien. Here, mag U vir Chris Marie vul met die liefde wat net 'n moeder kan hê. En Here, mag sy haar kinders vashou met haar vleuels van liefde en haar arms van geloof. Here, ek bid dat U hulle sal seën as ouers in Jesus se naam. Amen.
Broers en susters, ek wil vra dat ons nou net so sal sit en vir die voorbereiding van die doop, die 292, die tweede vers sal sing. Die 292, die tweede vers. Johannes Petrus Meyring, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, hierdie teken is water wat op die kop van Pieter gedrup word. Maar Here, dit is 'n ewige verbondsbelofte wat U aan hom maak. Here, ons wil vra dat U hom sal vashou, sal groot maak in die liefde. Here, en aan hom wat soos 'n saadjie vandag oneindige potensiaal besit, mag hy elke droom wat hy het vir hom waar word. Here, maar mag elke droom en elke talent en elke ideaal wat U vir hom koester, meebring dat die koninkryk verheerlik sal word. Mag hy 'n jong man wees wat U volg en U liefhet, wat trots en vreugde bring in sy ouerhuis in, maar Here, wat vreugde bring in U hart. Ons bid om toe U genade en U seën. Amen. Ek wil nou vir Everett vra om namens die gemeente net vir julle geluk te sê. Broers en susters, ek wil vra, kom ons gee vir ons 'n handeklap, 'n lekker handeklap vir ons nuwe lidmaat, vir Pieter Meyring. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vir oggend. Ons skriflesing vanmôre kom uit 'n baie pragtige gedeelte, uit 'n bekende gedeelte. En as ons vanmôre dink aan die doop, dan dink ons onmiddellik aan geboorte. En vanmôre se teksgedeelte is die voorbereiding en die voorspelling of die aankondiging eintlik van die grootste geboorte wat die wêreld ooit gesien het. En daarom is jy welkom om die Bybels oop te maak by Lukas hoofstuk 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 26 en is op bladsy 77 in my Bybel. Lukas hoofstuk 1 en ons gaan saam lees vanaf vers 26. Kom ons vra net die Here se seën op die woordverkondiging. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons gevul kan wees vanmôre met U teenwoordigheid, met U liefde en U genade. Here, ons dankie dat ons vanmôre U liefde in aksie kon beleef. Here, ons self as volwassenes verstaan nie altyd U genade nie. Here, U genade en U liefde en U grootheid is te hoog vir ons begrip. En daarom is dit wonderlik dat ons vanmôre in 'n kindjie U liefde kan sien waar word. Dat ons vanmôre soos 'n kind kan vasgryp aan U genade en U liefde en aan U belofte in ons lewe. En Here, so wil ons vra dat U vanmôre U woord vir ons sal oopbreek. Ons wat begeer, Here, om U liefde te beleef, maar ook uit te leef. Here, wat ons vanmôre ook dalk in ons binneste onstuimige storms beleef. Mag U vanmôre deur die woord en Heilige Gees vrede bring in ons harte. Vertroosting, krag en ook hoop. Breek nou U woord vir ons oop in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot by vers 33.
Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek het vanoggend op die preekstoel 'n baie lekker koek saamgebring. Is een van my gunsteling koeke waarvan ek verskriklik baie hou en dis 'n Black Forest koek. Nou kan ek hoor wie van u in die kerk vanoggend hou van koek? Redelik almal. Nie noodwendig 'n Black Forest koek nie, maar wie van u hou van koek? Kan ek sien wie van die kinders hou van koek? OK. Nou gaan ek gou vir oom Morney vra om saam met my net hier voor by my te kom staan. Oom Morney, ek weet oom Morney is 'n baie eerlike ou en hy gaan my help om nou eerlik hier te judge. Want ek wil vra vir die kinders, wie van julle wil vandag 'n koek eet? Laat ek sien. OK, nee. Môre as jy gaan my moet kom help. Jy moet my gaan help. Laat sak almal van julle se hande. Môre as kom staan jy bo saam met my hier op die preekstoel. Dat jy mooi kan kyk. Jy moet nou op die galery kyk en hier onder. As ek sê 1, 2, 3. Al die kinders wat vandag wil koek eet, moet julle hande opsteek. En die een wat derde hulle hand opsteek. Gaan die koek kry. Môre sterkte. Kom ons, dink julle ons moet dit makliker maak vir Morney. Kom ons sê die kind wat eerste hulle hand opsteek. Is dit fair? OK. So ek gaan tot 3 tel. Nee, almal se hande af, almal se hande af, almal se hande af. Julle mag nie kroekie. As ek 3 sê Morras, die eerste hand wat opkom, moet jy vir my point. OK. 1 2 3. David, ek dink dis jy. Baie geluk, kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Ek moet sê broers en susters, hy was baie quick. Hy was regtig quick. Kom staan nie bo gou by my. Of dalk moet ek hier onder by jou kom staan. Sê gou vir my, het jy lus om vandag koek te eet? Sê vir almal. Het jy lus? Ja. Great. Kyk. Almal het gehoor, hy sê hy het baie lus om koek te eet vanoggend. OK, staan gou vir my vas. My wonderlike geskenk aan jou is, jy kan jou eie koek gaan bak vandag. Hier is melk, koekmeel, suiker, 'n bietjie sout, eiers en dan botter. Baie geluk. Geef hom 'n lekker hande. Ek sal vir Sontie en Jaco die resep stuur van hierdie koek. Broers en susters, dis dan wreed. Ek moet sê, dis dan seker een van die wreedste dinge wat jy kan doen, is om vir iemand 'n koek te beloof en dan vir hulle 'n klomp rou bestanddele te gee. Baie keer in die lewe is dit hoe die lewe uitspeel.
Baie keer in die lewe bid ons en ons vra, Here, gee asseblief vir my 'n koek. Baie keer kom ons en ons bid en ons vra, Here, ek wil iets spesifieks in my lewe hê, ek het 'n groot begeerte. En aan die volgende oomblik kyk jy en jy sien in jou hand dat jy al die bestanddele het van die koek, maar nie van die koek nie, of nie die koek self nie. Baie keer sit ons en ons maak nie sin uit dit wat in ons lewe gebeur nie, want broers en susters, ek weet nie wat koek maak is nie, ek het sommer geraai oor wat 'n bestanddele daar is, ek weet nie eers of dit reg nie, maar baie keer staan ons met 'n klomp dinge in ons hand wat nie vir ons sin maak nie, wat op hulle eie eintlik baie sleg is. As jy botter net so skoon eet, is dit nie een van die aangenaamste dinge nie. Suiker is redelik oukei, koekmeel is redelik baie sleg, melk is oukei, maar saam onder die regte temperatuur maak dit 'n koek. En ek wil vanmôre die preektema met u deel. Wat gebeur as jy die pen in God se hand gee? Wat gebeur wanneer jy die bestanddele wat jou lewe het? Wat gebeur wanneer jy die bestanddele waarvan jou lewe nou in jou hande is? Wat gebeur wanneer jy dit in die hand van God gee? Wat gebeur wanneer jy die pen gee vir God om die storie in jou lewe te skryf? Wat gebeur wanneer jy die bestanddele van jou lewe, dit wat dalk vir jou sleg is, vir die Here gee en sê, Here, bak u die koek. Skryf u die lewensverhaal van my. Wat ek wil vir u vra, wie sal u sê is heidaglik besig om jou lewensverhaal te skryf? Wie is besig om die pen van jou lewe werklik waar vas te hou? Baie van ons leef asof hierdie pen net in my hand is. Al wat ek moet doen is om my eie begeertes van my lewe met hierdie pen te skryf en alles in my vermoë te doen om my eie begeertes en my storie van my lewe met my pen te skryf. Ander mense leef asof hulle verlede hulle storie besig is om te skryf. Ander leef weer asof mense rondom hulle besig is om hulle storie te skryf. Ons is so obsessief oor wat ander het en wat ons nie het nie. Ons is so obsessief oor hoe gelukkig ander is en hoe ons ongelukkig is, dat ons toelaat dat ander mense ons lewensstories skryf. Ander weer laat toe dat hulle mislukkings hulle lewensverhaal skryf. Wie of wat is vanmôre besig om jou lewensverhaal te skryf? Lukas 1 herinner ons vanmôre aan een van die diepste waarhede in die woord. En dit is, God is die groot storieskrywer in die lewe. Daar is geen ander groter storieskrywer as God nie. Maar God skryf nie enige storie nie. God skryf in mense se lewens nuwe stories. Hy skryf stories van verlossing. Hy skryf stories van genade. En dit is waaroor vanmôre gaan. En ek wil hê ons moet vanmôre na kyk. Want baie keer in ons lewe dink ons ek het redelik die lewe onder beheer. Ons dink ek weet wat ek van die lewe wil hê en ek weet hoe ek dit gaan kry en ek is seker dat Maria ook so gedink het. Ek dink dat Maria ook op 'n stadium in haar lewe gedink het en gesê, ek het die lewe onder beheer. Sy het geweet hoe haar lewe vorentoe gaan lyk. Sy het by haarself gedink, ek is verloof aan die handsomeste man in Nasaret. Ek is verloof aan Josef. En die lewe gaan great wees van hier vorentoe. Ons gaan verloof wees en dan gaan ons trou en dan gaan ons kinders hê en dan gaan ons happy forever after leef. En dan in 'n oomblik word Maria se lewe so 'n bietjie ontwortel. In 'n oomblik word Maria se lewe so 'n bietjie omgegooi. Die een oomblik dink Maria, sy staan met die koek van die lewe in haar hand. En die volgende oomblik sien sy, dis eintlik net 'n sak vol bestanddele. En ons gaan vanmôre vra, wat daarvan as jy daardie bestanddele in die hand van God gee? Wat daarvan as jy die pen van jou lewe in God se hand gee en toelaat dat hy jou lewensverhaal skryf? Jy weet, ons romantiseer so lekker en so maklik die Kersverhaal.
'n paar maande terug, minder as 2 maande terug, het ons almal Kersfees gevier en ek weet hoe lyk die huise. Die huise is opgemaak en is pragtig. En gewoonlik in die aanloop van Kersfees is daar allerlei Kerstonele en Kerssangdienste en ons beeld altyd die krib baie mooi uit. Dis die mooiste watte wat in die krib is en die skapietjies is so sag. Dis amper asof ons die Kersverhaal verskriklik romantiseer en dit is 'n mooi verhaal. Dis amper asof ons die krib gebeure en die gebeure van Jesus se geboorte baie diep romanties in ons hart beleef en in beroering kom. Maar het jy al ooit in die lewe gedink wat die praktiese gevolge vir Maria sou wees met haar ongetroude swangerskap? Het jy al ooit gedink aan wat sy in haar lewe sou beleef het in haar ongetroude swangerskap? Want die geskiedenis sê vir ons dat ons is redelik seker dat Maria ongeveer so 15, 16 jaar oud was toe sy swanger geword het. Nou broers en susters, dink jy net self in vandag se tyd. Dink net in vandag se tyd ongetroude swangerskappe en op 16 jaar. Het jy al ooit gedink, wat is die praktiese implikasies en wat sou dit beteken vir die lewe van Maria? Nou daar's 'n paar implikasies. Eerste was daar sosiale implikasies gewees vir die feit dat Maria nog ongetroud was, redelik jonk en toe swanger geword het. Nou die eerste sosiale implikasie wat sy gehad het, is my ma het altyd gesê, Rian, jy het een naam in hierdie lewe. Jy vat jou hele lewe om 'n goeie naam op te bou. Stukkie vir stukkie bou jy aan 'n goeie naam, maar jy breek 'n goeie naam in een enkele oomblik af. En die eerste sosiale probleem waarmee Maria sou gesit het, is haar reputasie. Die eerste ding wat sou gebeur het, as Maria ongetroud swanger geword het op 16-jarige ouderdom, sou haar reputasie heeltemal daarmee heen gewees het. Sy sou bekend gestaan het as die maklike meisie. Sy sou bekend gestaan het as die los vrou in die dorp. Sy sou die res van haar lewe gebrandmerk wees en heel moontlik nooit weer kon trou nie. Want geen man sou daardie tyd weer in haar belangstel nie. Verder kan jy dink hoe die dorp Nasaret teenoor haar sou reageer. Dink maar net in Bethlehem. En ons moet nie vanmôre onnodig skynheilig wees nie. Hoe praat ons wanneer ons sulke kindernuus hoor? Het jy al gehoor hoe chirp die dorp wanneer so iets gebeur in ons eie samelewing? Kan nie dink in 'n klein dorpie soos Nasaret hoe die mense agter Maria se rug oor haar sou praat. Kan nie dink hoe hulle oor haar sou skinder. Kan nie dink hoe hulle na haar sou kyk. Kan nie die skaamte dink. Die derde sosiale implikasie sou wees dat sy sou die naam van haar gesin en haar familie vir ewig in oneer dompel. Heel moontlik sou haar familie haar al hoe meer wegstoot. Haar vader en haar moeder sou dalk nog 'n bietjie na haar kyk, maar haar breër familie sou niks met haar te doen wou hê nie, want hulle naam is in oneer gebring. Maar jy sien, dis die sosiale implikasies. Dan is haar implikasie ten opsigte van haar verloving met Josef. Jy weet, heel moontlik sou Josef gesê het, Maria, ek gaan met jou moet skei, want ek is 'n man van inbors en ek is 'n trotse man. Maar dit lyk vir my of jy 'n buiteegtelike verhouding gehad. So dalk moet ons paai skei. Die derde implikasie is deel van die wet in Deuteronomium waar die Here sê dat 'n egbreker of iemand wat hier nou so swanger word, kan met die dood gestraf word. Sy het ook vir haar lewe gevrees. En baie keer lees ons hierdie verhaal waar die engel Gabriël aan Maria verskyn as hierdie verskriklike romantiese gebeurtenis. Die implikasies in Maria se lewe was reël. Dit wat sy in die gesig gestaar het, dit wat sy gefeis het, broers en susters, was nie aangenaam nie. Maar ek het doelbewus 'n vers nie gelees vanoggend nie. En ek wil hê jy moet hierdie vers lees, want dit is die tema of die opskrif van ons eerste punt. Ons eerste punt vanmôre is Maria leef haar lewe God gerig. Hoor hoe antwoord Maria vir God. Die engel Gabriël kom by haar en hy sê, Maria, jy's 'n maagd. Jy gaan op 16 jaar swanger wees. Heel moontlik staar jy al hierdie sosiale, al hierdie praktiese probleme in die gesig.
En dan hoe antwoord Maria? In vers 38 sê sy, Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Wow. Laat met my gebeur wat u gesê het. Het jy al ooit in die lewe hierdie vers so raak gelees? Het jy al ooit besef wat Maria bedoel toe sy hierdie woorde sê? Sy sê, Here, ek is 'n instrument in die hand. Here, hier is ek. Ek is bereid om al hierdie vernedering deur te gaan. Gebruik my soos u goeddink. Laat u wil met my lewe geskied. Waar ego hierdie woorde weer in ons koppe? Die aand in Getsemane, net voordat Jesus die volgende dag op Golgotha gekruisig word. Jesus bid en hy sê, Vader, laat u wil geskied. Laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, maar laat u wil geskied. Want jy sien, Maria leer ons op 'n ander manier na ons eie lewens te kyk. So dikwels is die lewe, gaan dit daaroor, ek is die hoofkarakter in hierdie wêreld en alles in hierdie wêreld en alles in hierdie lewe moet op my gerig wees. Maria het 'n ander uitkyk van haar eie lewe. Maria het 'n God-gesentreerde uitkyk op haar lewe. Want Maria besef 'n belangrike ding. My lewe behoort aan God. Jou lewe, soos jy hier sit, broers en susters, behoort aan God. Die lewe wat ek en jy leef vandag, was van die begin af nooit werklik ons eie nie. Want vra vir jouself, wie het aan jou lewe gegee? Wie is die goddelike hand? En ons het vanmôre dit gesien met Pieter. Wie is die een wat daardie babietjie in die hemel aan mekaar geweef het soos 'n argitek? Wie bepaal dat jy ver oggend moes opstaan en nog deel wees van hierdie dag? Daar's net een goddelike hand. En is hy wat besluit dat jy deel moet wees van hierdie dag. En daarom klik Maria seker die belangrikste ding in haar lewe. Sy klik en sy besef, my lewe is nie my eie nie. My lewe behoort aan God. En daarom kan sy voor die Here gaan staan en sê, Here, maak met my lewe wat U wil. Nie ek wil nie. Sy sê, Here, hier is die pen van my lewe, skryf U die verhaal. Maria sê nie, Here, hoekom ek nie? Maria sê vir die Here, Here, hoe wil U my gebruik? Here, hier is my lewe, hier is my pen. Skryf my lewe met hierdie pen. Ek wonder baie keer, is ons bereid om dit te doen? Ons praat altyd, we talk the talk, broers en susters. As ons met mense praat, as ons in Bybelstudies is, as ons oor ons geloof praat, het ons altyd hierdie groot geloofswaan van hoe ernstig ons is oor die Here en hoe naby ons hom wandel. Maar is ons regtig ernstig om die pen van die lewe in sy hand te gee en te sê, Here, skryf U my verhaal. Here, hier is die bestanddele, bak U die koek. Die tweede ding. God kan die storie van jou lewe skryf uit enige omstandigheid uit. Jy al ooit vir jouself in die spieël gekyk en vir jouself gewonder en gesê, wie is jy regtig? Het jy al ooit vir jouself in die spieël gekyk en gekyk na jouself en gesê, Here, ek is eintlik niks. Ek speel nie eerste span rugby in die skool nie. Ek is nie eerste span hokkie of cricket of redenaars nie. Here, ek is nie op die leerlingraad nie. By my werk het ek ook nie 'n besondere belangrike posisie wat ek vervul nie. In die samelewing is ek sal 90% mense my nie eens herken nie. Het jy al na jouself gekyk en gesê, Here, wat kan ek vir U beteken? Ek herinner jou weer aan die vraag wat ek aan die begin gevra het, wie is besig om jou lewensverhaal te skryf? Is dit jou seer in die verlede? Is dit jou foute? Is dit die mense rondom jou? Is dit jou trauma? Want wie skryf jou lewensverhaal? Broers en susters, ek wil vanmôre vir jou sê, God kan jou storie skryf, jou storie, uit enige plek uit in jou lewe.
Hy kan jou lewensverhaal skryf uit die diepste seer wat jy vandag beleef. Hy kan jou lewensverhaal skryf uit die grootste mislukkings wat jy gemaak het. Hy kan jou lewensverhaal skryf uit die traumas wat jy beleef het in jou lewe. Hy kan self dit skryf uit die grootste stupid foute wat jy self gemaak het. Die doel is net, hy wil nie hê jy moet julle aanhou maak nie. Maar God kan jou lewensverhaal skryf uit enige omstandigheid waarin jy nou verkeer. Want onthou, die lewensverhaal wat God skryf, is die lewensverhaal van nuwe stories, verlossingsstories, genadestories, stories van hoop. Al wat jy hoef te doen as jy daaroor twyfel, is blaai na die geslagsregister van Jesus toe in Matteus 1. Kyk wie se lewensstories beskryf hy daar. Hy skryf eers van Tamar. Gaan lees die verhaal van Tamar. Tamar wat haarself moes vermom het, broers en susters, om by Juda te slaap, sodat sy net iewers kan behoort. Sy maak haarself goedkoop. En tog skryf die Here uit haar lewe uit die verhaal wat in die geslagsregister van Jesus opgevat word. Dink aan Rahab, die prostituut op die muur van Jerigo, waarby die verkenners kom. En dan help sy hulle, en selfs die prostituut se lewe word uit die situasie en die posisie waar sy is, deur God herskryf, omdat sy die pen in sy hand gee. En sy word een van die belangrikste nakomelinge en die voorgangers van Jesus Christus. Dink aan Rut, wat Boas op die dorsvloer verlei, wat die ouma word van Dawid. Dink aan Batseba, wat vir Dawid verlei, en dan maak hulle haar man Uria dood. Sy word die moeder of die vrou van Dawid, en dink aan Maria. Watter storie kan God nie uit jou lewe uitskryf nie? Want jy sien, God gebruik nie perfekte mense nie. Hy gebruik nie perfekte verledes nie. Hy gebruik nie perfekte besluite nie. God skryf die lewensverhaal van die mense wat die pen in sy hand gee. En God se storie is stories van hoop, stories van genade en stories van weerbegin. Al dink jy vanmôre, Here, my verlede staan in u pad en diskwalifiseer my. Al dink jy vanmôre, Here, my foute en my mislukkings diskwalifiseer my, dat u nie met my 'n lewenspad kan stap en dat u met my pen kan skryf nie. Jy weet, God skryf die skepings of die verlossingsverhaal van die hele wêreld, skryf hy uit Nasaret uit. Die dorpie waarvan die mense gesê het, hier sal niks goeds van kan kom nie. God skryf die verlossingsverhaal uit Nasaret uit. Want dis wie God is. En dan sluit ek af met die laaste punt. Laat u wil met my lewe geskied. Broers en susters, daardie woorde, laat u wil geskied in ons lewens, moet meer word as net woorde. Die woorde, laat u wil geskied, moet meer word as net woorde wat oor ons lippe rol. Is jy bereid om te sê, Here, wat wil u vandag met my doen? Of wil jy net jou eie lewensverhaal skryf? Of wil jy kyk na alles wat jy het vanmôre rondom jou? Alles wat jy bereik het of nog nie bereik het nie. Dalk sit jy vanmôre in die diepste gat. Dalk is jy op die kruin van die lewe. Dalk wil die Here sê, gee vanmôre jou lewe in my hand, dat ek stories kan skryf. Want die Here skryf nie net Maria se storie nie. Hy skryf Petrus se storie. Hy skryf Paulus se storie. Hy skryf Johannes, Matteus, almal in die woord se storie. En hy skryf vanmôre jou storie deur bloed, deur wyn en deur brood. Die wêreld kan vir jou sê, jy is wat jy gedoen het. God kom sê vanmôre vir jou, jy is wie ek jou gaan maak. Die wêreld kan vir jou sê, jy word gedefinieer deur jou verlede en jou foute. God sê, jy word gedefinieer deur my genade. Kom sit vanmôre by hierdie tafel aan. Kom neem hierdie brood in jou hand en hierdie wyn en gee die pen van jou lewe in God se hand. Gee die bestanddele vir hom. Maria het nie geweet wat voor lê.
Maria het nie die volle implikasies verstaan van wat daardie swangerskap sou beteken nie. En steeds sê sy, Here, laat U wil geskied. Here, hier is die pen. En dan vat die Here die pen en hy skryf die verhaal van genade. Hy skryf die verhaal van verlossing. Hy skryf die verhaal van redding. Hy skryf die verhaal van hoop. Gee vanmôre jou pen in die hand van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, U is die storieskrywer. Ons wil vanmôre met die nagmaal die pen in U hand kom gee. Daardie dag toe die engel Gabriël aan Maria verskyn, Here, kon sy nie anders as om te sê, Here, laat U wil geskied. Here, mag ons so vreesloos in geloof in die arms inval. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre saam die nagmaal gebruik. Ek gaan nou die diakens en die ouderlinge vorentoe roep om vir ons die tafel in gereedheid te bring. Maar voordat ek dit doen, wil ek u net weer herinner wat die wese van die nagmaal is. Die nagmaal in die eerste plek, as ons dit nou kort moet sê, is 'n hartsoorplanting van die mens. Wanneer jy die wyn drink en die brood eet, vind 'n hartsoorplanting in jou hart plaas. Chris Barnard was die eerste mens wat 'n lewende hart kon oorplant. God is die enigste een wat die geestelike hart kan oorplant. En wanneer ons hierdie brood eet en hierdie wyn drink, wil God Jesus se hart in jou en in my hart kom oorplant. Die nagmaal is vanmôre vir my in die tweede plek 'n oorgee van jou lewe in die hand van God. Dis waar jy vir die Here sê, Here, hierdie lewe het nooit aan my behoort nie. Dit is U sin. Vat die pen en skryf my lewe. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenis. In die eerste plek is dit 'n gedagtenismaaltyd. In die tweede plek 'n waarborg. In die derde plek die gemeenskap met die lewende God. In die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomstige verwagting. In die vyfde plek 'n vreugdefees. En in die sesde plek 'n dankfees. Ek wil u uitnooi vanmôre om saam hierdie fees te vier. Ek wil vra dat u vanmôre nou vir 'n oomblik sal stil word en vir uself voorberei vir hierdie maal. Die woord sê, jy mag nie 'n oordeel oor jouself eet en drink nie. Maar dit wil die Here nie hê moet ons weghou van die tafel af nie. Die Here wil juis hê dat die tafel van die nagmaal ons tot inkeer moet bring. Sodat dit wat 'n oordeel oor ons sou bring, ons sal kan gaan regmaak nadat ons van die tafel al wegstaan. So ek wil vra dat jy vanmôre in die hart, jy ken die wet van die Here, vir 'n oomblik sal oordink. En ek wil vra dat die Here met u vanmôre deur die wet sal praat en die gedeelte van die wet op u hart sal druk wat jy nodig het om te hoor vanmôre. Terwyl die diakens vir ons die tafel in gereedheid bring, gaan ek vir u 'n oomblik van stilte gee. Broers en susters, ons wil u almal uitnooi as kerkraad vanmôre, as jy die vrymoedigheid het in die gemeente om daardie nagmaal te gebruik, is u baie welkom en nooi ons u graag uit om vanmôre saam met ons die nagmaal te gebruik. Ons reëling is, ons vra die diakens en die ouderlinge om vir ons al die tekens uit te deel. Jy hou die brood en die wyn vir 'n oomblik terug tot ons die nagmaal instel en dan gebruik ons almal saam die brood. En dan as ons die wyn instel, dan gebruik ons almal saam die wyn. Ek wil vra dat ons nou vir 'n oomblik sal stil word en net ons hoofde sal buig. Ons Here God, as ons nou voorberei vir die nagmaal en die tekens uitgedeel sal word, wil ons onsself indink vanmôre in die bofortrek, Jesus toe U die brood geneem het en dit gebreek het.
Die afwagting toe die disippels daar gesit het en die brood en die wyn voor hulle gesien het. Min het hulle geweet wat die brood en die wyn sal beteken. En Here, as ons nou luister na die orgel en die musiek en ons sien die tekens uitgedeel word, mag ons herinner word wat hierdie tekens beteken, wat die prys was, en mag hy ons voorberei om die brood en die wyn ter hande te neem. Amen. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons nou die opgewondenheid in ons hart kan voel as ons die brood en die wyn vashou. Ja, Here, ons weet dit is tekens, maar Here, ons besef die betekenis van hierdie tekens. Ons neem hierdie tekens vanmôre in ons hande, Here, want Jesus Christus het die lewe vir ons gegee. Hy het mens geword. En vir my en elkeen wat vanmôre hier is gesterf. En Here, as ons vanmôre hierdie brood eet en hierdie wyn drink, mag ons diep gevul word met ontzag en dankbaarheid. Here, maar mag ons vanmôre 'n hartsoorplanting beleef. Mag hierdie brood en wyn vanmôre, Here, ons harte sag maak. Waar liefde nodig is, dat daar liefde inkom. Waar sagtheid nodig is, dat daar sagtheid inkom. Waar begrip nodig is, begrip. Vergifnis, Here. En Here, mag hierdie brood en wyn ook ons oomblik wees, waar ons vanmôre ons lewenspen aan U oorgee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en weet dat sy liggaam gebreek is tot volle verlossing van al jou sonde. Die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan en weet dat sy bloed gevloei het tot volle en volkome verlossing van al die sonde. Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek vra dat ons as slotgebed vanmôre 'n lied sal sing. Dis lied 253 en ek vra dat ons so sit in vers 1 en vers 2 sing. U het die brood gebreek eens by die meer. Vers 2, U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, U maak my vry. Terwyl ons so sit, die 253 vers 1 en vers 2. Broers en susters, kom ons staan, dan sluit ons af met lied 393, die eerste vers.
middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. En ek het gesê, ek is tot die beskikking van die Here, laat met my gebeur, soos U wil. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees en met U bly. Amen.